Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil graag vandag vir julle 'n getuienis bring wat ek eintlik al laasweek vir julle uitgestuur het. Maar dit was so rowwe 2 weke gewees en ek is rarig, ek het 'n bietjie afgevat en net 'n bietjie gerustig geraak, weer geestelik en vleeslik en emosioneel sterk genoeg geraak en weer net van voor af weer begin waar die Here my nuwe krag kan gee. En ek wil graag vandag vir julle my getuienis deel waar ek 'n jaar terug in 2024, die 3de Junie om presies te wees, was ek laas jaar vir 'n operasie, 'n baie groot operasie en 2 tot 3 jaar voor die operasie het ek met 'n kondisie gesit. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar 2 tot 3 jaar voor die operasie het ek 'n kondisie gehad waar ek het my hemoglobine in my bloed was nooit bo 6 nie. Ek het regtig elke dag in pyn geloop. Dit was regtig 'n baie trying time, as ek dit so kan sê. Dit was regtig nie 'n lekker tyd vir my lewe nie en ek kon nie regtig baie goed doen nie. Ek was nooit lus om ergens heen te gaan nie. Ek kon nooit lekker dinge saam met my seentjie doen nie. Dit het my regtig teruggehou en as ek nou so terugdink na dit, het ek glad nie deur hierdie tydperk gekom op my eie nie, net die Here se krag het my deurgebring en al het ek so lank gebid vir 'n deurbraak. Hierdie Here het my die deurbraak op die einde van die dag gegee, maar vir 2 tot 3 jaar was ek op my knieë elke dag en baie keer was hierdie kondisie so pynlik dat ek nie op my knieë kon gaan en gebid het nie. Ek kon letterlik net op die bed lê en net na die Here toe uitroep en net vir hom vra of hy asseblief vir my net die krag sal gee om aan te gaan met hierdie storie en dit was regtig vir my 'n baie moeilike tyd. Ek was in en uit die hospitaal, bloedoortappings en al daai goeters en die Here het nooit vir my die kan ek sê die toestemming gegee om dit wel te doen nie, die operasie te doen nie. En so elke keer as ek gaan, dan gaan ek nou maar net vir die vir bloedoortapping en allerlei goedjies en dan gaan ek nou weer terug huis toe en gaan werk weer en so het dit aangegaan vir baie lank. Toe laas jaar Februarie, toe sien ek 'n dokter en die dokter sê toe vir my en ek verduidelik die dokter, dit was die Februarie en in Februarie was ek in die hospitaal. Hy het my meer sakkies bloed gegee as wat daar in my liggaam was. Die dokter het my se muur opgeneem in die hospitaal. Hy het my meer bloed gegee as wat ek in my liggaam gehad het. En ek moes toe elke maand of 2 maande moes ek teruggegaan het vir 'n dag en vir opvolg en so aan en toe ja, ek het die dokter gaan sien in Mei maand. Dit was die 30ste Mei as ek nou presies moet onthou. Ja, dit was die 30ste Mei, op donderdag. Toe gaan besoek ek die dokter en ek sê vir die dokter, weet jy wat, ek doen al die goed wat hulle gesê ek moet doen is, en ek loop nou al so lank met hierdie kondisie en niks wil werk nie, en sy besluit ook nie, daar kom toe 'n ander dokter in, op die regte tyd kom daar toe 'n ander dokter in, al 2 vroue dokters. Sy sê, luister, hierdie vrou sit in hierdie situasie al vir so lank en sy doen al hierdie goeders, sy doen alles reg, wat kan ons vir haar doen? Maar voor dit in Februarie en voorjaar wat ek nou in die hospitaal ingegaan het en bloedoortappings gekry het, en die mense vra vir my, hoorie so, of hulle het my nie gevra vir 'n operasie nie, maar op die einde van die dag sou die operasie die beter ding gewees het, maar elke keer moes ek vir hulle gesê het, ek het nie toestemming om hierdie operasie te doen nie, dan verstaan nie lekker wat ek bedoel nie, want ek kan nie operasie doen as die Here nie vir my toestemming gee om dit te doen nie. En hierdie mense het rarig gedink, ek is nie lekker nie. Hulle het my seker daar nie in die white suit gedeelte invat, maar hulle het rarig nie gedink, is hierdie vrou, ons wil hierdie vrou help, maar sy wil nie gehelp word nie. Anyway, en toe nou terug na laas jaar, toe is daar nou hierdie 2 dokters en hulle sê, okay, ek moet die volgende dag terugkom vir 'n prosedure. Dit was eintlik 3 prosedures. Ekskuus. En as ek so terugdink aan die prosedures, dan raak ek emosioneel daaroor, want dit was die seerste prosedure wat ek al ooit in my hele lewe deurgegaan het. En ek het nie vyande, ek weet nie of iemand my sien as 'n vyand nie, ek hoop nie so nie, maar ek sal dit nie eers vir my grootste vyand in die lewe toewens, daai prosedures wat ek deurgegaan het nie. En
Die dokter het vir my die donderdag gesê, ek moet my klere pak asof ek ingeboek gaan word. Op in daai tydperk, het ek nie iemand gehad om my terug te vat hospitaal toe nie. Ek kan nie onthou wat het gebeur nie. Maar anyway, ek het toe die Vrydagoggend gegaan, ek moes 7 uur daar gewees het vir al die prosedures, en ek mag nie geëet het nie, en al die goed van die vorige dag af. En toe gaan ek met my kar, met my bagasie, alles, en ek gaan park daar by ek was in Steve Biko, en ek kan parkeer toe, ek het wel voor dit, omtrent 'n jaar voor dit, wou ek gegaan het vir by private hospitaal, maar toe is dit verskriklik duur, dit was oor die R30.000, ek so in die skuld gewees het, en niks het net uitgewerk dat ek daai prosedures kon gedoen het nie. Ek kon 'n lening gevat het, maar ek het ook nie toestemming gehad om 'n lening te vat nie, dit is hoe desperaat ek was. En, so toe gaan ek die Vrydagoggend, en ek ry deur, en vroeg, ek was omtrent 6 uur daar gewees die oggend, om my dokumente en alles te kry, en ek gaan wag toe in die ry vir die prosedure, en die prosedures het daai middag eers 2 uur, kon hulle my help. Intussen het ek nog niks geëet of gedrink nie, hulle het my die 2 prosedures gehelp, toe die 3de prosedure was 'n bietjie later, ek het ook gesit en wag vir die 3de prosedure, toe sê die dokter vir my, hulle gaan my moed opneem, sy kan nie die prosedure doen nie, sy het die prosedure gedoen, maar sy kon hom nie klaar doen nie, was nie suksesvol nie. Neem my toe op, nou moet ek met hierdie pynige lyf gaan, en ek gaan haal toe my klere, ek moet eers na die administrasie toe gaan, my dokumente kry, myself inboek, my klere gaan haal, teruggaan na die, ek dink dit was op die 6de vloer, moes ek teruggegaan het, daar gewag het vir 'n bed, dit was regtig baie lang, ek dink daai aand 8 uur, toe is ek, vir die eerste keer wat ek, toe kon ek op my bed sit, en net die dag inneem, en net rustig raak oor alles. Ek het wel gestres, maar die Here het daai dag vir my gesê, soos wat die dokters vir my gesê het, hoorie, ons gaan jou opneem, so het hy vir my gesê, gaan, dit is reg, jy moet gaan, en die deurbraak is hierso. Anyway, hulle het my oor die naweek was ek daar gewees, hulle het my bloed gegee, en so aan, want my HB was weer laag, en so, maar yster, ek het niks yster in my liggaam gehad nie, het hulle vir my bloedoortappings gegee, en daai maandag, toe sê hulle vir my, ek moet gaan vir die operasie, of hulle het vir my gesê, Saterdag, ek moet gevra, maandag is my operasie, hele naweek deur, ek het gestres daaroor, dis 'n seer operasie, dit is 'n aaklige operasie, die maandag het gekom, ek het dit gedoen, en hulle het my so gesteek met die naald, en daar's klomp goeters, die diens was amazing geweest, ek het nog nooit so experience in 'n hospitaal gehad, soos daai dag nie, of daai tydperk nie, en dit was die 3de Junie geweest laas jaar, en toe, soos hulle my theater toestoot, kyk ek vir die dak se ligte, en ek bid net vir die Here, en ek was verskriklik emosioneel, as ek nou emosioneel raak daaroor, dan gaan dit vir my oor, ja, dit was 'n baie slegte tydperk, en dit was 'n baie seer geweest, en die operasie was aaklig, en die herstel was nog die ergste ooit, maar die Here se deurbraak was daar, hy het vir my toestemming gegee om hierdie ding te doen, en ek het geweet, as die Here vir my toestemming gee om dit te doen, dan gaan dit suksesvol wees. Daar in die theater is dit omtrent 3-4 dokters en 20 studente om my, en die een student vra my om my aandag af te kry van al die naalde wat in my arms ingaan, want die een naald is vir bloed, en die ander naald is van narkose, en die ander naald is, ek kan nie eers op alles onthou nie, maar ek was baie angsbevange gewees, en ek het heeltyd my gesê, angs kom nie van die Here af nie, hy het my goed gekeer, so, dit was my eie ek wat deurgekom het, wat bang geraak het vir
vir al die goedjies wat gebeur. En dit het so vinnig gebeur, dit het rarig, ek het in my lewe nog nooit so vinnig deur goeters gegaan nie. Anyway, toe ek weer wakker word, het ek verskriklik baie pyn gehad. En hulle het my na my kamer toe gestoot en hulle het vir my 'n morfien dingetjie opgesit met 'n pompie, dat ek my eie morfien vir my kan inpomp. Nie soos ek wil nie, want daar sou ek baie meer ingesit het. Maar soos wat hulle dit nou maar doen. En die dokter het na my toe gekom, die 4de, nee ek jok, dit was die 4de die oggend, want die 3de het hulle my operasie gedoen, was die maandag. Die 4de die oggend, toe kom sy na my toe doen sy wat sy moet doen, ook weer 'n ding deurgegaan wat so ongelooflik seer was. Ek moet nie regtig in detail ingaan nie, dit is embarrassing en is nie nodig vir al die details nie. En daai middag, en ek sê toe vir, is there a possibility that I will be home on my birthday on the 5th of June? En sy weet nie, sy gaan op bes probeer. Julle daai middag 5 uur kom ek uit die hospitaal uit. So ek het die 3de my operasie gedoen die oggend. 5 uur die 4de Junie. Toe ek uit die hospitaal uit toe ry, ek het my eie bagasie weer kar toe gevat. Ek het 'n kussing gevat, ek het op my kussing gesit en ek het huis toe gery. Van die hospitaal af tot by ons huis is omtrent so 50 km plus minus, give or take. In spitsverkeer, op 'n dinsdagmiddag het ek my kar bestuur huis toe. Daar's geen pyn nie, as ek nou terugdink, het die Here al die pad die stuurwiel gehad. En die Woensdag 5 Junie was my verjaarsdag en ek het wakker geword in my eie huis. En my eie bed by my kind. En dit was rarig. Die herstelproses was ongelooflik traumaties vir my gewees. Ek was 'n hele maand afsiek by die huis. Daarna het die moeilikheid by die werk begin, maar dis nou weer iets getuienis vir 'n ander dag. Dit het aan die begin dit soos moeilikheid gelyk en soos iets wat ek nie kan verander nie. En die Here het vir my deurbraak gegee daar ook. So maar dis rarig. Hoekom ek hierdie getuienis met julle deel is, en tot en met vandag toe, bietjie meer as 'n jaar en 'n paar daggies. Julle, kan ek nie genoeg dankie sê nie. Toe die dokter my in die hospitaal, of toe die dokter my hospitaal toe gestuur het Februarie om bloedoortappings te kry laas jaar. Toe kyk sy na my oë, na my hande. Sy sê vir my, sy weet nie hoe ek nog loop nie, want daar's geen kleur in my oë nie, daar's geen kleur in my vingernaels en my hande nie. Ek is spierwit. Ek het rarig amper niks bloed in my liggaam gehad nie, niks yster nie. En vandag sê julle, kyk, julle, my hande het rooi, my hande is rooi van kleur, my naels het kleur, dit is rarig, en elke dag as ek met my hande kyk, veral vir wie ek kan dankie sê is vir die Here. En jy kan dalk vandag in 'n situasie sit en wag vir deurbraak. En wag vir deurbraak, maar dit voel nooit of daar deurbraak gaan kom nie. En 'n jaar en 'n bietjie meer, jaar en 'n paar daggies later, gaan ek nog steeds op my knie en ek sê vir die Here, dankie vir sy deurbraak. Julle, waar die operasie my amper R40,000 sou gekos het, as dit nie meer sou gewees het nie, het ek dit in Steve Biko gedoen en het my R1,500, nie eers R1,500 gekos nie. Die perfekte dokters was daar, die perfekte staf was daar. Ek het in my lewe nog nooit sulke behandeling gekry by Steve Biko nie. Dit was rarig 'n bonatuurlike gebeurtenis. En ja, ek het baie trane daarna gehuil met die herstelproses. Maar na ek geherstel het, is alles 200% beter. En hou aan bid vir deurbraak. Wanneer jy volgens die riglyne van die Here lewe en jy probeer jou bes en jy sit hom heel eerste, hy gaan vir jou deurbraak bring.
Daar waar God is daar deurbraak. Daar waar hy in jou lewe is, waar jy hom eerste sit en waar niks anders te veel belangriker is as hy nie, waar jy op jou knieë bly, dit is waar God se krag deurkom. En ek wil jou aanmoedig en vir jou sê dat jy asseblief nie moet opgee nie. Hou aan bid. Bid vir deurbraak. Dit gaan kom, op die regte tyd gaan dit kom. Moet nie opgee nie. En vandag, al het ek deur al die pyn en seer gegaan, was ek bly ek was gehoorsaam aan die Here om nie geld te gaan leen vir 'n operasie. Dit sou dalk nie 'n sukses gewees het nie. Maar omdat ek hierdie amper 3 jaar uitgehou het en elke operasie wat vir my aangebied was van die hand gewys, want ek het nie toestemming gehad nie, en eventually het ek die toestemming gekry 'n jaar terug en dit gedoen het alles 100% perfek uitgewerk en ek het geen skuld om vir dokters te betaal nie. Moenie oorhaastig wees nie, bly op jou knieë, bid vir die Here, gaan vir jou presies die deurbraak gee, en waar ook al die Here se goedkeuring is, daar sal sy seëninge wees. Al is dit met werk, al is dit met jou gesondheid, al is dit met 'n verhouding, maak nie saak met wat dit is nie. Eintlik moet ek nie eers sê verhouding nie, met 'n huwelik. Ja, daar is weer 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar vertrou op die Here, wag vir sy deurbraak, wag vir sy opdrag. Dit is wat jy moet, wag vir die Here se opdrag. Wanneer hy sê go, dan go jy, en jy gaan sonder twyfel, en jy gaan in dit in, en jy volhard daarin, en soos wat jy dit doen, so lei die Here jou. En dan weet jy, ek weet dit is moeilik om te begryp, maar toe die Here vir my laas jaar September vir my gesê het, ek moet my werk los, het ek nie geweet hoekom ek dit moet doen nie.